Here, dit is 'n lied wat so waarheid praat, as ons sê, ons hele lewe lank, kan ons getuig van u goedheid. U guns en u goedheid is altyd deel van dit, deel van ons lewe. En tog beleef ons baie keer, Vader, so afstand en miskien is iemand wat vandag voel, maar ek is naby die Here nie, ek is ver, vir iemand wat luister of kyk. Dankie vir hierdie oomblikke wat ons dan kan stil staan, hier by u woord, en u Gees, Heilige Gees, u is binne in ons wat glo, en u is besig om met ons te werk. Miskien is daar iemand wat moet groei, miskien is daar iemand wat goed moet los, miskien is daar iemand wat goed moet begin doen. U weet, Heilige Gees, dankie vir u lering, dankie dat u woord vir ons gegee het. Nou wil ons vra dat u vir ons sal help met ons konsentrasie vir hierdie paar minute, wat ons nou uit die woord uit gaan praat en gaan lees en wat ons gaan daaroor praat. Amen. Nou, ons gaan nou daar lees, maar op Kersdag het ek begin deur te sê dat die woord het mens geword en onder ons kom woon. En elkeen van julle wat hier kom, wat ek so sê, Jesus kom woon hier onder ons, was nie 'n gewone woon nie. Want almal van julle woon ook op die aarde. Julle het ook mens geword en op die aarde kom woon. Maar julle het almal het 'n expiry date. En ons gaan almal op 'n stadium weggaan. En 50 jaar van nou af gaan al wat die mense aan jou kan dink, dalk wees, as hulle family tree begin search en dan het hulle 'n blokkie met jou naam daarin. En dis al wat mense gaan onthou. 100 jaar van nou af weet niemand van jou nie. Net 'n blokkie en sê, o, dis een van my voorvaders gewees. Maar Jesus is anders. Jesus se woon hier, toe Jesus hier naartoe gekom het, en dit wat ons Kersdag gelees het ons gesê, hy het onder ons kom woon, en sy heerlikheid was sigbaar, en sy woon was nie 'n gewone woon nie, want hier sit ons 2000 jaar later, en ons praat nog oor hom. Vakansie daar is as gevolg van hom. Kersfees en Paasfees is gevolg van hom. Die jaartal is as gevolg van hom. So hy het nie 'n gewone woon gehad nie, hy het nie op 'n gewone manier, soos ek en jy hier kom woon, en na 50 jaar, 100 jaar is hy vergete nie. Daarom is hy anderster. Hy het nie die wêreld kom verander so om ons jaartal te verander, of om goed te kom doen nie. Sy woon was so belangrik geweest, dat dit vir ons 'n keuse is tussen lewe en dood. En dis waaroor dit gaan. Sy woon gee vir elkeen, sy kom na hierdie wêreld toe, gee vir elkeen die geleentheid om te lewe, in plaas van om dood te wees. Nou kom ons lees hier by Johannes 1 vers 1, en dan hoor ons wat staan daar. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds, en natuurlik hierdie woord het ons gehoor, Kersdag is Jesus. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Maar daar was 'n man, waardeur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Nou hierdie is Johannes die doper waarvan hulle praat, nie die Johannes wat hierdie boek geskryf het nie. En hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom, Jesus, tot geloof kon kom. Hy was nie self die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So ek weet nie van julle nie, maar baie mense, miskien is julle ook van daai tipe, wat op oujaarsaand en nuwejaarsdag 'n voorneme het. Is julle ook van daai tipe? Wat 'n nuwejaarsvoorneme gaan, ek gaan dit hierdie nuwe jaar doen. En dis great. Dis 'n goeie ding om te doen, om te sê ek gaan hierdie jaar meer eet, ek is te maar. Wie gaan dit doen?
Dani, jy moet definitief meer eet. Ja, Skipper sê ook, hy het heeltemal te veel verloor nou, né? Maar ons het al die voornemens. En miskien gaan van die voornemens reg uitwerk vir jou. Maar ek wil hê ons moet vir oggend 'n bietjie stil staan. Al eintlik hierdie volgende 6 weke, omdat dit so draai is van 'n jaar, is dit 'n goeie tyd om te sê, kom ek reflekteer 'n bietjie oor my lewe. Kom ek vat hierdie geleentheid met die draai van die jaar om te sê, hoe was my 2025? Miskien was dit vir jou 'n baie slegte jaar. Miskien sit jy hier en sê, hoor, dit was my beste jaar ooit. En miskien het jy in hierdie jaar gevoel, maar ek het geestelik gegroei. Of dalk het jy in hierdie jaar gebackslide en voel jy, maar ek is weg van die Here af. Goed het my weggevat van die Here. En dis wat ons in hierdie 6 weke wil doen, is om weer net te reflekteer oor wie ons regtig is en waar ons eintlik behoort te wees en wat God kom doen het deur Jesus, deur vir ons 'n nuwe identiteit te gee. En dis die tema van vanoggend, as jy daai skyfie opsit daar, nuwe identiteit, nuwe jaar, nuwe jy, maar dan ook ons tema van vanoggend, gaan ons praat oor hierdie gedagte van identiteit. Nou, identiteit, deesdae, is in hierdie woke wêreld waar ons leef, kan jy mos met enigiets identifiseer. So dis nogal moeilik om te sê, waarmee identifiseer ons en hoe werk jou identiteit? Een van die wat ek nog nie gehoor het nie van hierdie woke wêreld, is dat iemand gekom het en gesê het, hy identifiseer hom as 'n stopstraat nie. Maar tog is daar mense wat julle identifiseer as stopstrate. Julle sê dit baie keer, hy ignoreer my soos 'n stopstraat. So hy is nou geïdentifiseer as 'n stopstraat, maar jy sukkel so om mense eintlik te identifiseer, want mense weet nie wat se identiteit nie. So wat is identiteit? Die identiteit se antwoord is eintlik net, wie is ek? Wie is ek en wat is my, dit gaan nie oor my naam nie, dit gaan nie oor my beroep nie, maar dit antwoord net daai vraag. So die diepste wese van identiteit is eintlik maar, waar kom jy vandaan? In watter groep behoort jy? Waar vind jy jou waarde? Hoe leef jy? Hoe sien jy jouself? Hoe sien jy ander mense? Dis wat identiteit is. En as ek sê dan 'n nuwe identiteit, 'n nuwe jy en 'n nuwe identiteit, dan moet ons miskien kyk na God en sê, maar God, hoe kyk U na my? Wat se identiteit gee U vir my? En ek wil hê jy moet vanoggend weet, jy en ek en die res van die wêreld is deur God uitgedink. Jy en ek en die res van die wêreld is toe God ons uitgedink het, sy beeld binne in ons geplaas en dit het nog nooit verander nie. Hier binne in elke mens, of hy nou glo of nie, is daar begeerte na iets hoër. Mense sê hulle glo nie, maar as iemand van hulle doodgaan, dan wys hulle op na die hemel en sê dit is vir jou. Of hulle sit 'n kruis daar. So daar's 'n begeerte na iets groters na hierdie lewe by elke persoon. En dis deur God in ons ingesit. En daardie goddelike identiteit wat God vir ons gegee het en uitgedink het, weet ons, het verlore geraak, is gebreek toe hulle Adam en Eva hierdie besluit geneem het om teen God te kies en om te kies vir die dood. En daarom is dit vir God onaanvaarbaar geweest. Dit is vir hom onaanvaarbaar om te sê, maar mense wat my goddelike identiteit het, wat veronderstel is om soos ek te wees, om my beeld uit te dra, verlore gegaan. En dis hoekom Kersdag daar was. Omdat hy gesê het, ek gaan onder julle kom woon, en ek gaan julle weer met God versoen. So om te verstaan oor ons identiteit, voor ons daaroor praat, moet ons hoor ons nou, wat sê God van ons, hy het ons na sy beeld gemaak. Wie is Jesus? Wat is sy identiteit dan? Kom ons lees daar by Johannes 1, vers 1 tot 4. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan nie, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. So hoor as hy hier praat, van die woord is natuurlik Jesus. So Jesus is van die begin af daar. Hy was nie uitgedink deur God nie, hy was self God. Hierdie wêreld is nie geskep sonder hom nie. Hierdie wêreld is deur hom geskep, met hom geskep, vir ons en vir hom geskep. Soos hy die skepper, Jesus se identiteit is, dat hy skepper van hierdie wêreld. Daar staan hier, hy is die bron van die lewe. Hy is die lig vir die mense. Hy is die een
dis 'n identiteit om God vir ons sigbaar te maak. Jy gaan niks weet van God, as jy niks weet van Jesus nie. En as ek en jy hier sit en ons sê, maar ons identifiseer met Jesus, dan identifiseer ons met die lewe. Dis waarmee ons identifiseer. En as jy enigstens anderste dink daaroor, dan identifiseer jy met die dood. Dis net so. Jy is of deel van die lewe, of jy is deel van die dood. So hoe word ons deel van die lewe? Hoor wat staan hy? Hy sê maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Daar's 'n woordjie maar. Volgende skryfie. Bietjie daar sê. Daar's 'n woordjie maar. Daar sê, maar almal wat hom aangeneem het. Dit is vir my, maar is maar net vir mense 'n klein woordjie, maar hier is eintlik die grootste woord in die Bybel. Maar God het gekom, hy het jou raak gesien, en hy het gesê, ek wil vir julle kom versoen met God, sodat julle, wat my aanneem, my kinders kan word. Nou, as jy nou dink oor Christendom, en ek weet nie waar staan jy nie, maar as jy bietjie dink oor jou Christendom, dan is dit so dat mense baie keer sê, hulle wonder oor wat hulle regtig glo, en as jy in hierdie wêreld waar jy bly, gekonfronteer word daarmee, of mense vra vir jou, maar wat is hierdie geloofding van jou? Dan mense beteken nie antwoord nie. Of baie mense sê, hulle identifiseer met Christus, en hulle is Christene, en daarom kom hulle Paasfees en Kerstyd, kom hulle kerk toe. En in die maandag, en daar's baie mense wat Sondag kerk toe kom. Elke Sondag identifiseer hulle met Christus, en ek was vir baie jare daar, so vir 30 jaar het ek daar geleef, en op 'n Maandag tot 'n Saterdag het ek niks aan God gedink nie. Het ek geleef soos wat ek wou leef, en moes God maar inpas by my lewe. En baie mense sal op 'n sensusvorm 'n Christen inskryf, hulle is 'n Christen, maar ek kan dit glad nie skryf nie. So die vraag is gevra in navorsing, en die vraag was gevra, is jy 'n Christen? En toe het die volgende antwoorde gekom. Mense het gesê, onder andere, dit is Christene met wie hulle praat, kerkouens, dit was onder kerkmense gewees. Een lot het gesê, ja, ons is Christene, maar ons het nie eintlik regtig 'n ervaring met God nie, of 'n verhouding met God nie. Ander mense het gesê, ja, soort van, ander mense het gesê, ja, in aanhalingstekens. Dis almal kerkmense hierdie wat gevra het. Ander het gesê, hulle is nie seker nie. Ander mense het gesê, wel, ja, maar as ek terugkyk oor my lewe en dit wat ek aanvang, moontlik nie. Dis wat gevra is vir hierdie ouens wat reeds sê hulle is Christene. So daar's nêrens sprake as iemand so antwoord van dat ek 'n kind van God is wat 'n verhouding met hom het. As jy nou vir Rikkie sou vra, hulle vra na die tyd en vir haar dat sy nou vir julle sê of ek 'n man is. En sy antwoord, ja, terwyl hy eintlik nie 'n vreeslike verhouding is nie, of ja, soort van, ja, in aanhalingstekens, of ek is nie seker nie, of ja, maar as ek nou so terugkyk, moontlik nie. Vra haar 'n bietjie. Is ek 'n man? Dit spreek van 'n verhouding. As jy sê, ek is 'n kind van God, ek is 'n Christen, dan moet daar iets wees van 'n verhouding wat jy kan opstaan en sê, ja. Nou dis wat Jesus kom doen het, dis wat hy kom verder skryf Johannes, maar aan almal wat hom aangeneem het, en die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hou dit so 'n bietjie op daar. Daar's 2 woorde daar, aanneem en glo. Nou die woordjie aanneem in die Grieks, as jy dit moet oorvertaal, sê dit is om iets vas te gryp en te aanvaar. So dis om die nuwe lewe, of die lewe wat Jesus geskep het, wat ons het nou net gelees, hy sê, in hom was die lewe en die lig,
En as jy by 'n punt gekom het in jou lewe, dan moet 'n tydperk in jou lewe wees, of 'n spesifieke datum, almal het nie spesifieke datum nie, maar mense kan sê, daar's 'n datum, in my geval weet ek wat is die datum, maar in ander mense se geval was dit dalk 'n tydperk gewees, oor 'n langer tydperk, wat jy begin agterkom het, maar daar is waarheid in die Bybel, en dis wat ek wil glo. En dit is 'n radikale kopskuif vandag, of wanneer jy dit begin glo het, as jy sê, ek neem aan, dit wat God kom doen het deur Jesus, dan moet daar 'n kopskuif kom. Want ons normale manier, ons sonnige natuur is, dit gaan oor my, en goed wat vir my werk, en goed, ek wil volgens my reëls leef, en ek wil goed doen soos wat ek dink dit is goed. En God moet eintlik niemand met my voorskryf nie, ook nie God nie. Mense by die kerk moet nie vir my sê moet ek leef nie, en die Bybel moet nie vir my sê nie. Dis ons natuurlike geneigtheid. So as jy die kopskuif wil maak, as jy sê ek wil hom aanneem, en ek wil sy kind word, dan is daar 'n radikale skuif wat nodig is. En die radikale skuif is om te sê, ek glo nou in hom, en ek gaan agter hom aankom, ek gaan sy reëls doen, al is dit vir my moeilik, gaan ek sy wil doen, ek gaan dit aanvaar, dis wat ek aanneem. Dis die eerste ding. So jy neem alles aan, wat Christus is, en wat hy vir jou sê, en dan die tweede ding is, jy glo. Nou ons het 'n spreekwoord wat sê, hoor gou, sien is, glo. Hier is die teenoorgestelde. Hier kan jy nie sien nie. En hier sê hy, terwyl jy nie kan sien nie, terwyl jy nie vir God kan sien nie, moet jy by 'n punt kom in jou lewe, dan moet 'n tydperk wees in jou lewe wat jy agtergekom het, maar ek kan nie anders dan nie, ek glo dit. En wat glo jy as jy sê jy glo? Jy glo dat jy sê, ek glo dat God het my so lief gehad, dat hy sy enigste seun vir my gegee het, sodat as ek in hom glo, ek die ewige lewe sal hê. Dis wat jy glo. Die tweede ding wat jy glo is dat hierdie nuwe lewe wat hy gebring het, is genoeg. En hierdie is 'n moeilike ding om te glo. Want ons geneigtheid is om te sê, maar ek is so vol foute, ek moet iets doen. Maar jy kan niks doen nie. Dis genoeg. Jy moet dit aanvaar. Jy hoef nie goeie dade te doen nie. Jy moet goeie dade doen as jy 'n kind van God is, maar jy hoef nie te begin beter leef nie, voor jy vir Jesus aanvaar nie. Jy glo dat dit wat hy kom doen het is genoeg. Die derde ding wat jy glo is, dat geen sonde wat jy ooit in jou hele lewe gedoen het, of nog sal doen, is te groot vir hom, om jou te vergewe nie. Dis wat jy glo. So op Kersdag het ons gesê, dat ons vier die geboorte van Jesus. Hier lees ons nou van 'n tweede geboorte. Johannes praat daarvan, hy sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. So hier's iets wat gebeur in mense wat sê, ek aanvaar vir Jesus, ek aanvaar dit wat hy kom doen het, ek neem hom aan, en ek glo in hom, dan is daar 'n tweede geboorte nodig. En ons praat daarvan as die wedergeboorte. So dis 'n Godgeboorte hierdie. Hoor wat staan in vers 13. Hy sê hulle die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie. Ons natuurlike geneigtheid is weg van God. Hy sê nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So as jy glo en jy aanvaar vir Jesus, en jy glo dat Jesus het na hierdie aarde toe gekom om my met God te versoen, dan word jy weer gebore. Maar dit is 'n goddelike geboorte. Dis nie iets wat jy besluit nie. Dis God wat dit uitgedink het. En die wedergeboorte gebeur nie omdat jy ouers het wat die Here volg nie. God het nie kleinkinders nie. Hy het kinders. En het jou as 'n kind. Die wedergeboorte vind nie plaas omdat ek sê ek is 'n Christen nie. Of omdat ek sê ek behoort in 'n kerk, of ek lees my Bybel elke dag en ek bid. Dis nie die wedergeboorte nie. Die wedergeboorte kom wanneer jy 'n besluit sal neem om te sê, dit wat ek gelees het oor Jesus is vir my. Dit wat hy kom doen het was vir my. Ek aanvaar dit en ek glo dat ek nou sy kind is.
En ek glo dat as ek sy kind is, ek soos sy kind wil leef. Dis wanneer die wedergeboorte plaasvind. En dit is 'n goddelike ding. Dis 'n wonderwerk. Jy word nuut geskep. En dis waar volgende Sondag oor gaan. Ons is 'n nuwe skepping. Jy kry die identiteit. En dis jou nuwe identiteit. Hoor hierso, kind van God. Dis wat God kom sê. Kan jy jou indink? Dat die God wat alles geskep het, die God wat oor alles is, wat Jesus gestuur het, sê jy kan my kind wees. Dis 'n wonderlike voorreg. Weet jy wat gebeur as jy dit glo en jy aanvaar, maar ek is 'n kind van God, dan het daar ek gaan 'n groot Afrikaanse woord gebruik vir julle, 'n onwrikbare sekerheid. Wie het al gehoor van die onwrikbare? Hallo, niemand nie. Dit beteken hy is onwrikbaar. Hy kan nie uit mekaar uitgetrek word nie. Dis vas. So ek kan dit maklike dag so sê, dis 'n vaste sekerheid. Die wêreld kan jou verwerp. Mense kan jou teleurstel. Jou omstandighede kan hoe sleg wees. Jou kindskap is vas, want dit is deur God is op Jesus gefundeer. Dis die basis, die rots is Jesus. Niks, sê Paulus, bestaan nie, kan jou skei van die liefde van God nie. Niks nie. So dis 'n sekerheid wat jy het. Maak nie saak wat jy doen, as jy sê ek aanvaar en ek glo in Jesus, dan is jy 'n kind van God vir ewig. Die tweede ding wat ons as kinders van God kry, as ons sê ek is 'n kind van God, as God sê ek neem jou aan as my kind, is dat jy kan vir God Vader sê. Vir hierdie God, wat alles gemaak het, wat die makrokosmos gemaak het, wat jy met 'n teleskoop, ja, 'n teleskoop kyk jy, en dan kan jy nog net sien tot waar jy kan sien. Dis nog verder. En die mikrokosmos, wat jy deur 'n mikroskoop kan sien, tot in die kleinste selletjie, daai God sê, jy kan vir my sê Vader. Jy kan nog so nader aan my kom deur te sê, Abba Vader, 'n baie intieme verhouding. Dis wat hy sê. 'n derde ding wat jy kry, wanneer jy 'n kind van God word, is jy het vrye toegang tot by God. Jy hoef nie deur iemand te bid nie, Maria of 'n priester of wat ook al nie. Of jy hoef nie 'n klomp goetertjies gaan uitsit daar buitekant soos die Hindoe gode nie. Jy hoef nie in die rigting van Mekka te bid en 5 keer 'n dag 'n ding te chant nie. As jy hier sit of waar jy staan, waar jy ook al is, kan jy sê Vader. En as jy by God, dan het jy toegang tot by hom. Jy hoef niks verder te doen nie. Jy is vry om tot by hom te kom. 'n volgende ding wat gebeur as jy 'n kind van God word, is jy het 'n nuwe doel. Jou doel is nie meer om gedefinieer te word deur jou selfsugtige ambisies of jou wêreldse suksesse of jou sonnige natuur nie. Jy word nou deel van God se koninkryk en God se besigheid. En God het 'n familiebesigheid. En God se familiebesigheid is om te sê, ek het na hierdie wêreld toe gekom en ek wil elke persoon die kans gee om te kies vir die lewe. En jy raak deel van hierdie familiebesigheid. Dis jou doel. Om te sê, ek wil help om God se familiebesigheid uit te brei en om hierdie verlossing van Jesus, wat die wonderlikste nuus is wat alle mense kon hoor, te help versprei. Dis al wat God wil doen. Hy wil mense se lewe kom verander. Kan jy jou indink, 'n beter ding is dit nie, as dat God na hierdie wêreld toe kom, al hierdie mense met wie jy saam leef in die wêreld mee deel, dat God na hulle toe ook kom deur jou om te sê, my goedheid is so groot, ek wil hê julle lewe moet verander, sodat julle ook die goedheid van God kan beleef. Dis sy familiebesigheid. En deel van hierdie familie is ons. Jy raak deel van 'n groter familie. Hierdie mense wat hier sit en ander mense wat in hierdie kerk is, en nie eens in hierdie kerk is en ander kerke wat saam met ons glo, is nou ons broers en susters. Ons is nie alleen nie. En dan een van die ander groot goed wat jy kry, as jy 'n kind van God raak, as jy gaan eendag vir ewig by hom leef. En daar gaan geen trane of pyn wees nie.
Jy gaan net voor God wees. Dis die belofte van God. Nou natuurlik, as jy 'n kind van God word, het jy ook verantwoordelikhede. Dit is mos nou reg, dit is nou common sense om te dink, as ek 'n kind word van God, dan moet ek mos uitvind, hoe leef ek as 'n kind van God? As jy 'n kind van die straat gaan aanneem, en hy het nog nooit eers geleer om te eet nie. Hy weet nie om op 'n bed te slaap nie. Hoe gaan jy vir hom verwag om te eet? Hoe gaan hy eet? Gaan so eet. Nee, hierdie huis gebruik ons soos die Engelse. 'n Vurk en 'n mes. Ek verstaan nie 'n vurk nie. Julle, hoe eet jy rys met 'n vurk? Nee, maar jy sukkel. 'n lepel is beter, maar nou julle gaan hierdie kind reg leer, 'n lepel is vir pudding. Hy weet nie eens wat pudding is nie. Jy moet hom eers verduidelik. As jy 'n kind van God word, dan gaan sit jy by God en sê, leer my, hoe moet ek geestelik eet? Hoe moet ek praat? Wat moet ek sê? Help vir my asseblief daarmee. As 'n kind van God, moet mense tog raak sien, maar hoor, hierdie persoon het leef nou anderster. As 'n kind van God, het ons 'n vyand, en ons vyand is die sonde, en dit is nommer 1 in ons lewe. Die vyand is nie die duiwel gebruik sonde om jou sondige natuur te laat sondig, maar so is jou vyand ook. Maar sonde is ons vyand, om te sê, as daar goed in my lewe is, wat nog nie reg is nie, dan as 'n kind van God moet ek daaraan werk. Ek moet dit verander. En 'n kind van God is nie skaam om te sê ek is 'n kind van God nie. Nêrens in hierdie wêreld kan enige iemand jou verbied om te sê, I'm a child of God. Niemand kan jou verbied nie, want dis wie jy is. So as jy dan 'n kind van God is, het jy mos 'n begeerte, of behoort jy 'n begeerte te hê, om meer van hierdie God te leer, want dis wie jy is. Daar's 'n ongelooflike hartseer storie binne in hierdie Kersverhaal vasgevat. Ek weet nie of julle dit raak gelees het, toe ek dit nou gelees het nie. Dis 'n mooi Kersverhaal, dat Jesus het gekom, om onder ons te kom woon, en Jesus het gekom, om ons sy kind te maak, om God se kind te maak, en te versoen met God. Hier is die hartseer verhaal, kom ons lees dit in vers 10. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Sê nou maar net, jou familie besluit, julle gaan ou Kersaand vlieg Suid-Afrika toe. Ek dink hy land 5:00 die oggend daar, né? Julle wat nou onlangs gevlieg het. Is ek reg? Jeppie, Kersdag as jy by die huis, en dan ry julle met hier 'n kar, en nou gaan julle vir niemand gesê nie. Die family is besig om al klaar party te hou. Dis lekker eet, op Kersdag eet jy, en toe die mense, nou is dit 12:00 se kant, jy daag jy daar op by die huis, al die karre is daar, jy hoor die mense is daar, en nou sê jy, ons gaan hulle almal verras. En jy klop aan die deur, jou pa of jou ma of jou broer of jou suster maak oop, en kyk jou so aan en sê, ja, kan ons help? En jy sê, maar, dis ons, kan jy nie sien nie, dis ons, julle kind, julle broer, julle suster, en dan sê hulle, nee, jy seker by die verkeerde huis, ons ken jou glad nie, en jy dink is nog steeds 'n joke, en dan kom van die ander familie uit, en jy erken hulle, en hulle sê, jy is by die verkeerde plek, en as jy nie nou gaan ons die polisie bel. Hoe gaan jy voel? Dis wat Jesus beleef het. Hy het na sy eie mense toegekom, mense wat hy geskep het, en hulle het hom nie aangeneem nie. Hulle het hom doodgemaak, totdat hulle het hom doodgemaak om van hom ontslae te raak. Want dis wat Jesus beleef het. Hy sê in vers 11 weer, hy het na sy eiendom toe gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. En dis die hartseer storie van ons lewe ook. Want ons kan kies om agter ons sondige natuur aan te loop, en ons kan kies om ons eie ding te doen, terwyl God 'n bonatuurlike ingrype gestuur het.
hierdie mense, ons kan soos hierdie mense wees, en ons rug draai op God, en hom nie aanneem nie. Hierdie boodskap van vanoggend, soos baie ander boodskappe, maar hierdie is 'n vurk. Hier is 'n vurk in jou lewenspad. Daar is altyd 'n vurk. Daar moet 'n tyd kom in jou lewe wat jy gesê het, ek kies vir die lewe. Ek aanvaar hom. Ek wil verander word deur hom. Ek wil hom as my voorbeeld hê. Ek wil volgens hom leef. Ek wil my lewe volgens sy wil inrig. As jy dit nie kies nie, en jy het dit nog nooit gekies nie, kan jy nie op daai pad wees nie. Dan is jy op hierdie pad. En op hierdie pad is goeie mense. Mense wat dalk kerk toe kom, mense wat dalk identifiseer met Christene, maar nog nooit by 'n punt gekom het om te sê ek aanvaar u, ek neem u aan, ek wil u kind wees. Want die oomblik as jy dit doen, dan is jy op hierdie pad, dan loop jy saam met hom. En ek dink ons staan gereeld eintlik waarvoor daai vurk, is 'n lewe of 'n dood, altyd, jy lewe of dood, jy kies of lewe of dood. So ek wil jou uitnooi vanoggend, en julle wat luister en kyk, as jy nog nooit daai punt gekom het om te sê, Jesus, ek aanvaar alles wat jy gedoen het, en ek glo dit, en ek wil hê jy moet my verander as 'n kind van God, want ek het 'n nuwe identiteit, maar ek leef nog nie volgens daai identiteit nie. As jy dit nog nooit gekies het nie, dan wil God jou uitnooi om te sê, bid vandag saam, en as ons net ons gaan bid, maar bid vir hom, sê, Here Jesus, ek wil rarig die aanvaar dit wat u kom doen het. Ek weet my lewe getuig nie daarvan nie, want ek weet daar's nog sonde in my lewe. Maar ek hoor vandag, as ek dit kies, dan verander u my status van verlore na kind van God. Wat al hierdie goed wat ons nou genoem het, kan doen. Dan sal jou identiteit verander. En as dit jou identiteit verander het, dan hoef jy nooit weer te vrees oor waar jy gaan eindig nie. Want baie mense sê vir my, dis dominee, ek weet nie of ek hemel toe gaan nie, want ek het hom baie droog gemaak. Ek het eendag met iemand gepraat, het Tannie gesê, toe sê sy nee, maar toe sê ek, Tannie, dan gaan jy hel toe. Ja, ek is ook nie so sleg nie, dominee, ek weet hom ook nie. So daar's 'n vakansieplek tussen die hemel en hel, sê ek sê vir Tannie, daar's nie 'n vakansieplek tussen die hemel en hel nie. Dis hard om dit so te sê. Maar as jy gekies het, hoef jy nooit weer te twyfel nie. As jy gekies het, dan is jou identiteit dan waardevol. Dit is vir jou waardevol om te sê, maar ek is 'n kind van God. Ek hoef nooit weer vasgevang te wees as 'n kind van God aan skuld of skaamte oor wat ek in my lewe al gedoen het en aangevang het nie. Ek hoef nie te presteer nie. Ek hoef nie God te probeer impress met my geestelike lewe nie. Al wat ek moet doen, ek moet net gehoorsaam wees aan hom. So ek eindig met hierdie vraag. Wie sê God is jy? En dis die vraag wat ek wil hê, jy moet aankou. Is belangrik, dis baie belangriker dat wie God sê jy is, as wat jy dink jy is, of wat ander mense sê jy is. Want ander mense kan jou identifiseer met wie jy is, of jy kan jou definieer, en sê, dis wie ek is, ek werk, ek is 'n so en so persoon, of ek is van hierdie volk, of hierdie kultuur, of wat ook al. Jy kan jou definieer, en baie van mense definieer hulle, as jy vra wie is jy, dan definieer hulle met hulle mislukkings. En hulle dink terug aan al die foute wat hulle gemaak het. Maar hoor vandag, wie die belangrikste is, en ek het Kersdag gesê, Jesus was die beste wat God kon gee. Daar kan niks beter as dit gegee het nie. En as hy sê, as jy dit glo, dan kry jy nuwe identiteit, dan kry jy 'n nuwe naam, jy kry 'n nuwe familie, jy kry 'n nuwe toekoms. Jou diepste identiteit is nie meer sondaar of mislukking nie, maar is kind van God. So, waarmee identifiseer jy? Kom ons bid. Here, miskien sit hier iemand wat bietjie twyfel oor waar hy staan met U of sit met U of sy. En dankie vir U reguit
maklike woord wat net sê. Maar aan almal wat hom aangeneem het, is so eenvoudig. En in hom glo, het U die reg gegee om kinders van God genoem te word. En die geboorte is nie uit 'n mens nie, maar is uit 'n God, uit God uit. En daarom, as gevolg daarvan, het ons die reg om kinders van God genoem te word. En Vader, miskien is iemand wat sit in twyfel daaroor. Wil jy nie asseblief soos amper klop aan 'n deur nie. Klop so aan hulle deur van hulle hart. Sê, maak oop. Ek wil by jou wees. En dan is hier miskien iemand wat net sê, Vader, ek het 'n bietjie backslide. Ek wil net weer aanvaar en hoor dat ek is U kind. En ek wil terugdraai van my sonde en my wegdraai van U en ek wil U volg. Soos 'n kind van God U behoort te volg. En dankie vir hulle wat U is, wat sê ek is 'n kind van God. Wil U nie vir hulle nog verder help en verder seën met U woord en hulle groeipad met U nie. Maar Vader, ons sal nooit genoeg hê nie. Ons sal nooit genoeg van U kan kry nie. Want U, Here, U woord is 'n onuitputlike bron van wysheid en krag. Help vir my om in 2026 so te groei soos wat U wil hê ek moet groei. Bewaar my van afdraaipaadjies en ek bid dit vir elke ander mens hier. Dat ons vandag sal dink aan terugkyk na ons lewe en ook vooruitkyk en sê ek wil in 2026 nog meer groei. Soos 'n kind van God behoort te groei. En as goed wat ons moet ophou doen, dat ons dit kan ophou doen. Help vir ons daarmee. Amen.